Great, baie dankie Arno, goeiemôre julle. Dis baie lekker om vanoggend hierso te kuier. So ek hoor ons praat nou deesdae van the Garden City. So dit of jy nou in Mosselbaai bly of in Hartenbos of George Lakevind is nou alles net voorstede van the Garden City. So ja, die van julle wat daai grappietjie ken van ons moet die borde opsit. Dis vol, jammer, dis vol. Ons sal daai borde moet opkry. Maar wat 'n voorreg om vanoggend hier te wees en saam met julle te kuier. Soos Arno gesê het, reg, ons is daar van Mosselbaai, is nou so 'n jaar, so 'n bietjie meer as 'n jaar en 'n half daar, maar baie jare al deel van Doxadeyo. En dis so voorreg om deel te wees van die familie en van alles wat die Here doen. En baie dankie dat jy ook vanoggend hier is en natuurlik deel is van dit. Nou ja, ons gaan sommer reguit in die woord inspring. Ons is besig om te praat oor die tema wen liefde en soos julle kan sien daar op die skerm, het ons om jy so 'n bietjie anders te geplot. Ons ken almal die spreekwoord wat sê liefde wen. Maar ons het hierdie keer gesê ons wil net so 'n bietjie die vraag vra, wen liefde. En ek was in die tyd so bewus van so baie stories van mense of stories wat mense begin vertel, ou stories, nuwe stories van regtig omstandighede en plekke waar liefde regtig wen. So ek kon nou nie help nie. Mense gee ook ongelukkig jou ouderdom weg. Mense sê gewoonlik ek lyk bietjie jonger as wat ek is. So ek weet nie, ek hoop maar dit hou. Dit voel vir my dis besig om afdraandpad te vat. Maar ek gee nou ongelukkig my ouderdom weg, maar daar's so baie liedjies geskryf oor die liefde. En natuurlik een van die bekendes is natuurlik die groot lied. Ons het eintlik vir Arno gevra het om dit te sing van Andrew Lloyd Webber van Love Changes Everything. Daai julle het ons dit op die troues gesing. Almal wat nou so in hulle 40s, 50s is sal weet, nê? Maar hy song was so mooi. Hy sê love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything. And it is beautiful. How you live and how you die. Nee, how you die. It changes the way how you die, how you live. Liefde verander alles. Nou, as mens nou baie keer sommer so oor die gewone goed in die lewe dink, nee, toe ons nou met hierdie reeks begin, weet toe dink ek, maar waar kom hierdie spreekwoord vandaan? Wie het hom uitgedink? Dis nie Bouwer Bosch nie. Hy het maar net so op die rug gery van vorige ouens, nê. En soos goeie pastore het ons gaan kyk, gaan soek in die Bybel, waar kom hierdie spreekwoord vandaan? Nou, daar staan nou sekerlik nie in die Bybel liefde wen nie, maar daar's die storie van Jesus, die gesalfde koning. 'n Koning wat kom en sy lewe kom gee en sy koninkryk bring. Dis 'n groot tema. Elke jaar Paasnaweek en ook by ander geleenthede praat ons natuurlik daaroor en ons het hierdie jaar baie daaroor gepraat oor hoe Jesus gekom het en sy lewe kom gee. Nou, hoe Jesus dit doen en hoe Jesus se liefde wen is baie spesifiek. Dis nie meganies nie, nê. Dis nie asof daar nou vanoggend vroeg op die TV-kanale 'n afvaardiging of 'n bevel of 'n proklamasie uitgevaardig is en sê, hoor jy, van nou af geld hierdie wet in Suid-Afrika nie en dis dit. Dis nou so. Dit klink amper soos die president van Amerika, né? Dis ons stel goedjies vinnig in werking, nê. Dis nie hoe Jesus se koms van sy koninkryk gewerk het nie. Dit was anders. Hy het dit anders gedoen. Dit was nie meganies nie, dit was nie tegnies gewees nie. En vanoggend, net om hierdie tema in te lei, wil ek jou gou terugvat na Kolossense 2 toe. Hoor wat skryf Paulus daar oor hoe het God sy heerskappy gekom, hoe het sy heerlikheid gekom, en dan gaan jy iets verstaan saam met my van hoe liefde wen. So hoor gou, dis nogal groterige Afrikaans hierdie, hoofstuk 2 vers 14 en 15, hy sê, hy het die skuld bewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem. So kom ons stop net eers gou daar. So daar was 'n skuldbewys teen elkeen van ons. Teen elke mens was daar aanklag. Alan Platt, die stigter van Doxadeyo, sê dit altyd so mooi. Hy sê as gevolg van die sondeval was ons almal geïnfekteer en geaffekteer deur sonde. Ons was geïnfekteer en geaffekteer deur sonde. Ons was deel van die bloedlyn van Adam, nê? So hy het hierdie aanklag
en hierdie bewys van sonde teen ons, het hy blywend weggeneem. Dis 'n mooi Afrikaanse woord. Hy het blywend weggeneem, continuous, deurlopend. Hoe het hy dit gedoen? Toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur, hier is 'n belangrike sin, nadat hy hierdeur, deur wat? Deur hierdie aanklag wat hy vasgespijker het, die gesagvoerders en die maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog mee gevoer het. So elkeen van ons was geïnfekteer, geaffekteer deur sonde, verlore in 'n toestand. Nee, ons praat in Afrikaans ook, nou ek is ou van Afrikaans. So ons praat in Afrikaans ook van goed is in 'n toestand. Die mens was in 'n toestand gewees van sonde, verlorenheid, slawe. Dis wat ons was, slawe van hierdie toestand wat bang was, wat geleef het uit vrees vir die dood. En daar was 'n vyand, nee, of was nog steeds 'n vyand, maar daar was 'n vyand gewees voor die kruis. Hy word genoem die aanklaer van die broers in Hebreërs, Openbaring 12 vers 10. En hy het gereeld gekom en gesê, aha, sonde. Aha, die loon van die sonde is die dood. Dis waarheen julle op pad is. Dis waarmee hy ons aangekla het. En ons was skuldig hieraan en dit het 'n mag oor ons, dit was soos 'n grip wat hy op ons gehad het. En toe Jesus met die kruis, die werk doen wat hy daar doen, hy sterf aan die kruis en hy sê hy is volbring, in Kolossense 2 sê hy het hierdie maghebbers en magvoerders, het hy weggevoer, hy het hulle ontwapen. Wat het hy gedoen? Hy het iets baie spesifieks gedoen wat nie meganies was nie. Hy het gekom en in die Nuwe Testament lees ons dat almal wat in Christus is gewas en bedek met sy bloed. So die oomblik wanneer jy hierdie geliefdesgeskenk van God ontvang, wat hy gebring het deur sy seun Jesus, wanneer jy dit ontvang, sê die Nuwe Testament vir ons twee konsepte, hy praat van al twee, word ons bedek en gewas en gereinig met die bloed van Jesus. So wat gebeur nou, wanneer die vyand ons wil aankla? Geen klagstaat nie. Daar's niks geïnfekteer en geaffekteer in ons bloed nie, want ons is gewas en gereinig met die bloed van Jesus. Nou hierdie is genoeg om jou hele lewe te verander. Hierdie is genoeg om vir jou 'n toekomsverwagting te gee. Hierdie is genoeg om vir jou die vreugde van die Here te gee, want ek en jy was verlore, maar deur die bloed van Jesus is ons gereinig en is ons vervolmaak. En hierdie oorwinning van Jesus, dis hoe dit nou hande vat met wen liefde. Hierdie oorwinning was nie meganies gewees nie, dit het hom sy lewe gekos. Sy bloed moes vloei om ons te bedek, om ons te reinig. En die gesegde of die spreekwoord liefde wen, weet ons, vind sy grootste beslag in die Bybel, by dit wat Jesus vir ons gedoen het. Want dit is so eenvoudig om dit te verstaan. Sou sy bloed nie gevloei het nie, sou ons nie bedek gewees het, gewas het met sy bloed nie, sou daar nog steeds 'n aanklag teen ons gewees het. En hierdie liefde van Jesus is die deurslaggewende ding wat ons vrymaak van die bose. Was dit nie vir sy liefde wat hom gedryf het, wat hom gemotiveer het nie, was daar nie 'n kruis nie, was daar nie sy bloed nie, en was daar nie vandag by ons die oortuiging dat liefde wen nie. Nou dis nou nogal 'n vreemde konsep om te verstaan, nê, om te dink dat die dood van 'n hemelse koning dit bring oorwinning. Nee, ons verduidelik dit baie so in Doxadeia, dat ons sê dat selfs Jesus se eie mense, die Jode, het hom gemis. Hulle wag nog steeds vir die Messias. Toe hy daar inry met die donkie in die stad, wat die profeet geprofeteer het, toe skree hulle Hosanna, en toe beleef hulle, toe weet hulle, hy is die koning, en hulle is in daai oomblik opgewonde, want hulle dink, hulle weet nie hoe hy dit gaan doen nie, maar dit gaan nou gebeur, hy gaan seker iewers nou, want hy het mos iets gepraat van 3 dae afbreek en opbou, so hy gaan seker iewers 'n regering oprig, of iewers gaan hulle die groot doek aftrek en sê, hier is die regering, hier is die nuwe manier, en die Romeinse regering word omvergewerp, en almal het gedink, hy gaan kom met geweld en met 'n politieke mag en met 'n tipe regering wat hulle geken het om die Romeinse regering weg te dryf, maar Jesus kom nie met dit nie.
Hy kom met dit. Hy kom met die krag van liefde en hy doen iets veel groter as net die verlossing van 'n Romeinse regering. Hy bring verlossing vir die mens, gedryf, gemotiveer, liefde wen deur sy liefde, sodat ek en jy nou gewas, bedek, vervolmaak kan wees met die bloed van Jesus en nie meer beskuldig word deur 'n vyand nie. En nie meer leef onder die juk van 'n ewige dood wat op pad is nie. So dis so groot, net om dit te besef, dat die kruisverhaal van Jesus, die opstanding van Jesus is 'n bewys daarvan, dat daar nou lewe is, dat dit was sy liefde wat gewen het, en vir ons ewige lewe kom bewerkstellig het. So, hier gebeur twee goeders by die kruis. Jesus oorwin die mag van die dood, maar Jesus kom ook by die kruis en hy kondig iets aan, en ons gaan nou kyk hoe hy dit gedoen. Hy kondig ook iets aan en hy sê vir ons wat nou die kerk is, die eklesia is, ons wat nou deel is van dit wat hy doen, sê daar's 'n ander manier as hierdie manier. Daar's 'n groter manier, daar's 'n God manier, hoe om hierdie wêreld te oorwin, hoe om die wêreld te verander, hoe om in te stap in gebroke omstandighede, hoe om in te stap selfs in konflik, selfs om in te stap, en ek weet is taaf, makliker gesê as gedaan, daarom doen ons dit nie deur onsself nie, maar deur die bekragtiging van die Heilige Gees, om in te stap in 'n omstandigheid waar dit voel dis dood, daar gaan niks meer aan nie, daar's nie antwoorde nie, Jesegiel se storie, net die profesie, die dooie beendere, om in te stap by plekke waar daar selfs haat is, te sê, hier's 'n ander krag, hier's 'n ander oorwinning wat God vir ons gegee het om hierdie omstandighede te verander. En dis hoekom Paulus soveel jare later skryf, en hy skiet hom straight arrow. En hy sê in Romeine 12 vers 21, moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Kan jy dink as ons hierdie kan leef as kerk? Nie net hier op 'n Sondag nie, maar as city changers in ons wêreld, sê Here, hier's kwaad. Hier's goed wat ek sien, hier's goed wat my kwaad maak. Maar hier's 'n ander manier. Hier's goed wat my ontstel, maar hier's 'n ander manier. Dis die selfopofferende liefde waar God inkom in omstandigheid en deur sy liefde die atmosfeer en alles verander. Nou, Arno sal dit onthou, maar seker so 'n jaar terug, ek dink sommer nou daaraan. So 'n jaar terug het ons so vinnig 'n kursus gedoen. Ek kan nou glad nie onthou wat die kursus se naam is nie, maar die beginsel van dit is, elkeen van ons wat ver oggend hier ingestap het, het iets hier ingedra in hierdie skoolsaal in, nog voordat jy 'n woord gesê het. So ek hoop die meeste van julle het so hier ingestap. Maar as jy so ingestap het, kan jy dink, wat het gebeur in hierdie atmosfeer? En dis ietsie kleins, 'n baie klein voorbeeld om te sê, daar, waar jy miskien instap en jy voel, jy wil nou ook so lyk, want dit is die atmosfeer daar, het jy die kapasiteit om iets anders daarin te dra. Moenie laat jy kan nie die kwaad oorwin met die kwaad nie, maar met die goeie. En ons sien iets by die kruis van hoe liefde oorwin. Daar's 'n spreekwoord wat sê, people need love the most when they deserve it the least. Onthou hom. People need love the most when they deserve it the least. Toe God na ons gekyk het, was dit sekerlik die oomblik waar sonde al so geakkumuleer het, waar die mens dit die minste verdien het. Maar hy het gekom, hy het sy lewe gegee, die mag van die bose oorwin. Nou baie interessant. Ek wil jou sommer vra en aanmoedig om in hierdie tyd bietjie Johannes 13 te gaan lees. Johannes 13 gee vir ons 'n geweldige mooi beskrywing van alles wat net gebeur het die aand voor Jesus se kruisiging. So by daai geleentheid eet Jesus saam met sy disippels. Hy was hulle voete. Hy praat oor die kruisiging wat gaan kom. Hy sê vir hulle dat hy gaan sterf, dat hy gaan opstaan. Dis tydens die Pasgafees, wat hulle elke jaar herdenk het. Hy stel die nagmaal in. Hy sê vir hulle, hierso, die brood is my liggaam wat gebreek word. Hy sê in die beker is die bloed van die Nuwe Testament. So al hierdie spectacular groot goed gebeur in Johannes 13 en dan saam met dit, dan sê hy vir hulle, ek gaan nou vir julle iets gee wat vir julle die krag
van liefde gaan verduidelik. Ek gaan nou vir julle iets gee en vir julle iets sê wat die krag van liefde gaan tasbaar maak. En hy sê, ek gaan nou vir julle 'n nuwe gebod gee. En hierso is hy, Johannes 13 vers 34. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dink hulle het hulle boeglam geskrik? Nee, want hulle het die wet uit hulle kop uit geken. Hulle het geweet, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag, al jou verstand en daarmee saam jou naaste soos jouself. En Jesus sê nee. Hier's 'n nuwe gebod. Hierdie nuwe gebod is jy moet lief hê soos wat ek julle lief gehad het. Dit is nogal praat van raising the bar. So in Johannes 13 sê Jesus, ek gaan iets doen. Ek gaan my lewe gee. En wanneer ek my lewe gee aan die kruis, gaan dit die mag van die dood verbreek. Maar saam met dit sê hy vir hulle, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. En hier's my gebod. My gebod is, wees deel van die manier hoe hierdie wêreld oorwin word. En Jesus sê eintlik by daai geleentheid, hy sê dat liefde gaan wen, môre aan die kruis, maar liefde gaan ook in die toekoms altyd wen, en julle is deel van dit, en dis hoekom Jesus dan in Johannes 17 bid, en sê, Vader, ek is nie van die wêreld nie, net soos hulle nie van die wêreld is nie, maar soos wat U my stuur, bid ek, en stuur ek hulle ook. Ek stuur hulle, om met hierdie krag te gaan leef, nie hierdie krag nie, maar hierdie krag. Daar waar geweld nie meer werk nie, daar waar harde regering nie meer werk nie, daar waar argumente en uitpraat, kom ons praat die ding uit, daar waar dit nie meer werk nie, daar waar dit so droog geraak het, dat dit lyk of die water nie in die grond wil insak nie, daar, ek stuur julle daarheen, met die krag van liefde. Nou net daarna in die volgende vers, dan sê Jesus nog 'n belangrike ding. Hy sê in vers 35, dit is hoe almal sal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. So Jesus sê eintlik hierso, kerk, nee, is net voordat die kerk, die eerste kerk gebore word, sê, hierso gaan julle trademark wees, hierso gaan julle kenmerk wees, hierso is julle logo. Die logo van die koninkryk van God is selfopofferende liefde, die krag van liefde. Hy praat met hulle, hy sê, dit is hoe mense gaan weet, julle behoort aan my, dis hoe belangrik hierdie ding is, maar saam met dit noem hy hulle disippels. En ek dink, Jesus was die grootste strateeg wat daar was. Partykeer lees ek, mens kry mos die Bybels wat so Jesus se woorde so in rooi is. Dan dink ek, Here, hoe het U hierdie goed vooraf beplan, om dit so spesifiek te sê? Want elke ding wat hy sê is spesifiek, en ook in hierdie gedeelte, koppel hy dan weer dit. Hy sê nie net, as julle my lief het, sal die mense weet julle behoort aan my, hy sê, as julle my disippels is, so Jesus sê ook, met die gedagte van disipel, 'n disipel is niks anders as 'n leerling nie, iemand wat leer, so hy sê eintlik, mense sal weet, dat julle aan my behoort, as julle hierdie kenmerk dra van liefde, maar saam met dit, liefde is iets wat julle aanhou moet leer, dis iets waarin julle aanhou moet groei, en dis hoe belangrik dit is, dat julle dit sal weet, en dat julle daarin sal groei en leer, want dis kragtig en is goddelik. It's powerful and it's godly. It is different, dis anders, dis goddelik, en is kragtig. En wat Jesus eintlik dan hier sê is vir sy disippels. Hy sê, hier's die nuwe gebod. Maar onthou nou, hierdie gebod, hier's iets wat julle ook gaan leer, want julle is disippels. Dis iets waarin julle gaan groei as my volgelinge. Nou, ons is die jaar besig in die boek Hebreërs, praat baie oor Hebreërs. En dan kom die Hebreërs skrywer in die laaste hoofstuk. Nou as jy gaan kyk na Hebreërs, die brief Hebreërs, daar's 13 hoofstukke. En in al hierdie hoofstukke, die eerste 12, kry jy al hierdie groot temas, nee. Jy begin, Hebreërs begin, hy sê in die ou dae het God gepraat deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae praat hy deur sy seun,
Jesus. En dan sê hy allerhande groot goeders daar van hoofstuk 1 af al. Hy praat van die feit dat Jesus is die uitstraling van God se heerlikheid. Hy is die afdruksel van sy wese. Dan sê hy het ons gereinig van sondes. Hy's met eer en heerlikheid gekroon. So gaan die hele Hebreërs aan, nê. Hy praat van hierdie anker wat ons geloof het in Christus. En dan praat hy later hier hoofstukke 9 en 10 oor die hoë priester. Ons is gewasse, gereinig met die bloed. So dit is groot temas. En dan kom jy by hoofstuk 13. En dink jy, Hebreërs skrywer, wat het nou met jou gebeur? Want boon sê hy verskillende voorskrifte. In een van die Afrikaanse vertalings sê hy praktiese riglyne. En dan praat hy in hoofstuk 13, die laaste hoofstuk in straightforward Afrikaans. Straightforward Grieks. Hy begin deur te sê, ons het laas ek daaroor gepraat, die broederliefde moet bly. Weereens, dis so incredible die skrif aan mekaar gesit is. Dit klink soos hierdie nuwe gebod. Al hierdie groot temas van die koninkryk van God, en julle wat vergewe is, en julle wat ingesluit is by God se familie, en julle wat gestuur word. Al hierdie groot temas, hoe gaan julle dit nou gaan doen? Die broederliefde moet bly. En die woord wat hy daar gebruik in die Grieks vir hierdie broederliefde is die Griekse woord Philadelphia, né? Is nie Philadelphia nie. Is Philadelphia. En dit beteken die liefde wat daar behoort te wees soos onder 'n familie. So dis hoe hierdie hoofstuk begin. Hy sê hierdie liefde wat behoort te wees onder hierdie familie, want dit is die krag van God, dis die oorwinnende krag, dis sy manier. Dit moet onder julle bly. Maak seker, julle kan van ander goed vergeet. Maar moenie hierdie ding vergeet nie. Onthou hierdie ding. Hierdie is die deurslaggewende ding. As hy uit die pad uit is, of sy beslag, sy invloed verloor, is alles verlore. En dan net daarna begin hy met gasvry, wees gasvry teenoor mekaar. Dis nog 'n stapie verder, dis nog 'n groter Griekse woord. Dit praat ook eintlik net van hierdie liefde, nie net teenoor hierdie geestelike familie nie, maar ook teenoor vreemdelinge, buitestanders. Juis sodat hierdie krag van God in hulle lewe ook kan werk. Dit werk deur liefde. Nou die Hebreërs skrywer gee vir ons twee maniere hoe ons disippels gaan wees, hoe ons gaan aanhou leer oor die liefde, en ek wil gou vanoggend dit vir jou gee. Ook in daai selfe hoofstuk 13 se einde, dan sê hy in vers 20, mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus, uit die dood uitgelei het deur die bloed van die ewige verbond. Nee, so kyk hoe mooi koppel hy het weer. Hy praat weer van Jesus wat sy lewe afgelê het, wat opgestaan het, dit alles gebeur deur die bloed, maar hy is die groot herder van hierdie skape, ons wat die skape is. Hy sê, mag hierdie God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Want nou het nou begin met die broederliefde moet bly. Terwyl, en hy het ook gepraat oor 'n klomp goed, ons is nou by vers 20, oor 'n klomp praktiese goed. Hy sê, mag hierdie God julle toerus in hierdie praktiese goed, terwyl hy dit, sodat julle sy wil kan doen, terwyl hy dit in ons dit doen, wat voor hom welbehaaglik is, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort vir ewig en ewig. Amen. So wat sê die Hebreërs skrywer hier vir ons? Hy sê, God self werk in ons. Hy rus ons toe. Dis hoekom Paulus later kom, later kom Paulus, ek wil net so 'n stukkie vir jou van dit lees, in 2 Korintiërs 5, vers 14, dan sê hy, die liefde van Christus dring ons. Die liefde van Christus dryf ons. Die Engels sê, the love of Christ compels us, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het, dan praat hy nou 'n klomp goed verder daar. So wat sê Paulus sê? Hy sê, God se liefde, presies soos die Hebreërs skrywer, as dit met jou gebeur het, as jy besef het, wat het God se liefde vir jou gedoen by die kruis, liefde wat gewen het, wat die mag van die bose oor jou lewe gebreek het. Hy sê, ek weet nie hoe dit werk nie, maar dit werk so. Die skrif sê dit ook so. Hy sê, as daai liefde in jou gewerk het, dan gaan God aanhoudend in jou werk met hierdie krag. Hierdie liefde gaan jou dring. En daar's net een rede daarvoor, glo ek, buiten vir die feit dat dit so groot is omdat jy tot die insig gekom, dat dit in jou lewe gewerk. Jy het gesien hoe dit jou lewe verander.
Nou ek sê baie keer dat party mense kom tot geloof omdat hulle lewe eers heeltemal uitmekaar uitgeval het. Ander mense kom tot geloof omdat jy genoeg weet. Nee, hulle sê ons verander omdat ons genoeg seer gekry het of omdat ons genoeg weet. So jy hoef nie eers hierdie rowwe onbeskofte lewe te hê voordat jy tot geloof kom nie. Ek was 13 jaar oud, toe weet ek, something is missing. Jy het nog nie te veel sonde op 13 nie, hoor. So daar was nog nie te veel sonde nie. Maar ek het geweet, something is missing. En toe kom werk daai liefde in my lewe. En ek verander. Ek verander soveel dat ek kan vir jou verlang stories vertel en besig hou van hoe hierdie liefde in my gewerk het. So God se liefde, dis wat Paulus sê, wat die Hebreërskrywer sê, hy self werk in jou hierdie liefde. Geloof, hoop en liefde. Al wat gaan oorbly is die liefde. Paulus skryf ook, Romeine 5:5, hy sê die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Nou, ek gaan nou 'n bietjie van my notas af, maar miskien moet ek dit net gou noem. Het jy al gesien, miskien het van julle al ervaring, toe ek en Ansel begin date het, was ek so arm soos 'n kerkmeis. En nou wil ek met haar trou. Ek weet nie, ons het nie 'n behoorlike kar nie. Ons het nie eers geld om naaste by die maand deur te kom nie, wat te sê van 'n huis en. Maar ek het kans gesien vir alles, want ek was verlief. Die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Kan jy sien hoe belangrik is die liefde? Die liefde is nie meganies nie, dis 'n krag, dis God se krag. Daar waar daar liefde is, daar's daar geloof, daar's daar hoop. Kan jy dink hoe nodig het ons wêreld dit? En dis wat Jesus dan sê met hierdie groot gebod saam met die ander skrywers van die Bybel. Hy sê kom ons hou aan hieroor leer, meer. Dis asof ander goed kan gaan, maar die broederliefde asseblief dit moet bly. Because love changes everything. Dit verander alles. En dis 'n liefde wat 'n anderste tipe liefde is, nee, Hebreërs 12 sê ook, ekskuus vir al die skrifte, maar it's just happening now. Hebreërs 12 sê, Jesus het sy oog op die vreugde van die kruis gehou. So dit was nie 'n gevoelsliefde nie. Getsemane was taaf. Die Via Dolorosa was taaf. Die kruis was taaf. Daar was 'n oomblik in Getsemane wat hy nie kans gesien het nie, wat hy gebid het, Here, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker verby my gaan. Maar dis 'n ander liefde. Jesus het geweet wat gaan hierdie liefde doen. Dis 'n oortuigende liefde. Die wêreld waarin ons leef, die kultuur waarin ons leef is, daar's liefde terwyl ons dit voel. As ons nie meer voel nie, dan is daar ook dan nie meer liefde nie. Maar hier is 'n ander tipe liefde en dis die liefde waar God met ons praat om te groei. Dis 'n oortuigende liefde. So dis die eerste ding, hoe ons leer oor hierdie liefde. God werk in ons deur sy Gees. Hy rus ons toe. Hy praat met ons deur die skrif, deur sy Gees, deur ander gelowiges. Die tweede ding, en dis waaroor die Hebreërs skrywer in hoofstuk 13 baie prakties skryf. Hy het nou gesê in vers 1, die broederliefde moet bly, vers 2, gasvryheid, vers 3, dink ek sê hy iets oor geldgierigheid, oor mense in die tronk, en dan in ek dink is selfe vers, praat hy iets oor geldgierigheid, hoe dit nou ook al sê, en dan kom hy prakties by vers 4, en hoor gou wat spreek hy dan, as hy soms ek 'n klomp goed aanspreek, hoe die koninkryk werk, hoe die koninkryk kom, hy sê die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word, die huweliksbed moet onbesoedeld wees. Hoekom sou die Hebreërskrywer dit sê? Waar is die plek wat jy die meeste leer oor liefde in jou huwelik? Nee, waar is die plek wat jy leer oor liefde? Jou gesin. Nou ek wil sommer volgende nooi om 'n bietjie daai bril op te sit vir jou huwelik, vir jou gesin. Wanneer jy so 'n bietjie haak en koppe stamp en goed moeilik is en ons deur goeters werk. Ek onthou ek het so tyd terug vir my dogter gesê, hoor hierso, gee my net, sê net vir een belofte en dit is dat jy sal commit saam met ons om deur hierdie ding te werk. Want dis wat liefde doen. Hy gaan deur.
So hy praat hier oor die huwelik, is die plek waar kinders gebore word, is die plek waar kinders leer van liefde en van commitment, waar hulle leer dat liefde oorwin uiteindelik. So God sit ons almal in gesinne ook. En partykeer verander die gesin mos nou bietjie, want die kinders raak groot en daar's 'n extended familie, so ek praat van die groter gesin ook. Hy sit ons in gesinne om oor liefde te leer, maar baie keer sien mense so in gesinne hoe daar soveel konflik en soveel uitdagings is, omdat mense nie hierdie bril op het nie. Om te sê, Here, hier's iets taaf, dis moeilik, maar die bril wat ek opsit, is om te leer, om te groei, om nie dit te doen nie, maar dit te doen, en die krag van liefde hierin te dra. So, kom ons bid vir ons gesinne, ons bid vir ons huwelike, ons bid vir ons wêreld, dit is so nodig dat dit in plek sal wees, dis belangrik, dis hoekom die Hebreërs skrywer dit noem. Die tweede ding wat hy dan sê is, hy raak so aan die gemeente, nee, hy verwoord dit so 'n bietjie anders, maar hy sê, hoofstuk 13 vers 7 en 8, hou altyd julle leiers in gedagte, die wat die woord van God aan julle verkondig het, gee ag op die uiteinde van hulle lewensloop, en neem hulle geloof as voorbeeld, Jesus Christus is gister vandag, dieselfde en tot in ewigheid. So wat is die gemeente? Die gemeente is die oikos. Dis die groter gesin. Nee, dis God se geestelike familie se gesin. En dis die plek waar die Here jou sit om liefde te leer. Nou, ek sê altyd op lang naweke, op koue dae, sê ek altyd vir mense wat kerk toe kom, well done. Dankie dat julle vanoggend hier is. Dankie dat jy in die spasie is waar God jou bedoel het om te wees. Want vanoggend, nie net omdat ons oor liefde preek nie, maar ander kere ook, al preek ons oor genesing. Leer ons liefde, want God werk deur liefde. En daar is het so belangrik om deel te wees van 'n gemeente waar jy liefde kan ontvang. Dink nou net, as jy hierdie wêreld uit jou wêreld uithaal, 'n plek waar jy liefde ontvang, wat se gat dit gaan los, maar ook 'n plek waar jy liefde kan leer. En altyd as ouens na my toe kom in die gemeente en daar's uitdagings en daar's bietjie konflik en daar's moeilike goed, dan sê ek soos met my dogter. Okay, ons gaan hierdie journey stap, maar beloof my, you're gonna be committed. Want liefde gaan oorwin. Op die einde gaan die liefde die grootste wees en dit gaan oorwin. En die Here gee vir ons die broederliefde moet bly. Hy gee vir ons hierdie omgewings van ons gesinne, van die gemeente waar ons kan leer en groei oor liefde, om dit dan te vat na die wêreld toe, wat dit so nodig het. Nou wanneer ek en jy disipel is, wanneer ons iets leer, niemand van ons leer iets om dit net te weet nie. Ons leer dit om dit te doen. Ons leer dit om dit toe te pas. So wanneer Jesus dan sê, wees my disippels, dan praat hy eintlik oor die gedagte dat ons deelnemers sal wees. Dat ons deelnemers sal wees van hierdie groot opdrag. Dit is baie keer, en dis hoe die Here met ons 'n pad stap, nee, want hy's genadig, maar baie keer kyk ons na baie goed in die Bybel aan, dis amper soos 'n menu. Dan sê jy, hierdie ding, ja, dis 'n lekker vers daai. Hy gaan goed werk vir my. Daai ding, hy is moeilik. Ek gaan hom eerder skiep op die menu vandag. Because that's the world we're living in. Maar as ek Jesus volg ek alles van Jesus. So ek as Jesus sê, hierdie gebod is die grootste gebod, dis my manier hoe ek dinge doen, dan volg ek dit. As hy deur sy woord sê, die broederliefde bly, dan bly die broederliefde. As hy sê, wees gasvry, of jy het voel of nie voel nie, dan bly dit. As hy sê, behoort aan 'n omgewing, soos 'n gemeente, dan sê hy dit, dan is dit wat die koning vir my sê, dis die manier hoe sy koninkryk werk, en ek onderwerp my daaraan. So wanneer ek dan sê, ek is 'n disipel ook van hierdie skool van liefde van God, dan is ek 'n deelnemer, en hoor gou, daar's soveel ander skrifte, dis presies wat die Hebreërs 13 Hebreërs skrywer sê in hoofstuk 13, dat hy werk dit in ons. Maar hoor gou sê Paulus dit in Filippense 2, ek gaan vir in die Engels lees, hy sê, therefore my beloved, as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Nie omdat jy bang is nie, maar dit is 'n ernstige saak.
Die Afrikaans sê hom nie so lekker nie. Hy sê, julle sal julle eie heil uitwerk. So dit skep so 'n bietjie verwarring. Dit klink of ons onsself moet red. En ons weet ons kan onsself nie red nie. Maar die Engels sê hom mooi. Hy sê, work out your own salvation. Hierdie salvation, die redding, dit wat God vir my gedoen het, hoe hy my deel gemaak het van sy koninkryk. Hy sê, jy het dit nou ontvang. Start to work it out. Nee, 'n appelboom dra appels. 'n Lemoenboom dra lemoene. Dra die vrugte wat by dit pas. For it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Dis God wat in ons wil om te werk na sy welbehae. So hier sê die Paulus in Filippense albei goed. Hy sê God werk, hy gaan hierdie liefde in ons werk. Hy gaan jou nie uitlos nie. Ek het al tye in my lewe beleef met baie respek gesê wat ek voel God praat met my oor goed, dan sê ek van self, dit voel vir my die Here se hand is op my rug en hy druk my en dan wil ek voel, haal net bietjie af vir die hand dat ek dit bietjie kan ontspan. Maar God gaan in jou werk, want hy het jou lief, hy het sy wêreld lief, en hy gaan hierdie krag in jou werk, maar dan roep hy jou ook, om dit uit te werk, work out your salvation, so net om klaar te maak, gou net 3 goeters, oor hierdie groei. Die eerste ding is, ek vat verantwoordelikheid vir my groei. Ek moet in die spieël gaan staan, en sê, Here, of ek dit voel, of ek nie voel nie, ek weet ek het die Gees wat my bekragtig. En omdat ek dit self beleef het, soos wat Paulus dit beskryf, dring die liefde van Christus my nou, en ek vat verantwoordelikheid om te groei in hierdie liefde. Ek sê ja om te groei in dit. Dit is net 'n besluit wat jy maak. Love changes everything, ook deur my lewe. Die tweede ding is, ek vat verantwoordelikheid om te groei in my kennis en in my selfkennis van goddelike liefde. Wat beteken dit? Wie kan vir my gou 'n fliek noem waar liefde met kennis vergelyk word? Of 'n liedjie waar liefde met kennis vergelyk word? Miskien net Love Changes Everything. Ons ken nie ons wêreld so nie. Ons wêreld, liefde is alles 'n gevoelsding. Maar Paulus doen nie dit nie. Paulus gaan so ver. Hy gryp die pen en papier en hy maak lysies. Hoor gou maak hy lysies. Julle ken dit. Hy sê in Galasiërs 5, die vrug van die Gees is liefde. En dan in die oorspronklike taal kan jy eintlik 'n dubbelpunt daar sit. Dan brei hy 'n bietjie uit op die lysie. Hy sê dis hoe liefde lyk. Dis blydskap, dis vrede, dis geduld, dis vriendelikheid, dis goedheid, dis getrouheid, dis sagmoedigheid, dis selfbeheersing. Hy maak lysies, kennis oor die liefde. In 1 Korintiërs 13 stel hy dit op 'n ander manier. Hy sê die liefde is nie jaloers nie, praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie. So Paulus maak lysies en hy sê eintlik, hier is hoe dit lyk, so ek en jy kan groei in ons selfkennis van liefde en sê, Lord, this is your word, I submit to that, help me to grow in this. Hier is die barometer. Hoe lyk my lewe teen dit? Want hierdie goed is dit. Hierdie goed is die krag wat die wêreld verander. En ek wens ons het vanoggend tyd gehad vir stories. En die laaste ding, ek vat ook verantwoordelikheid om goddelike liefde te oefen. Oei, en ons gaan foute maak. En foute is oukei. Want die liefde oorwin dit ook. Ek vat die verantwoordelikheid, ek maak die keuse om liefde te oefen, want liefde wat nie oorgaan tot dade nie, is nie liefde nie. En liefde is nie 'n gevoel of 'n ervaring nie, maar liefde is 'n manier van lewe. Work out your salvation. Paulus skryf vir Timoteus in 1 Timoteus 4, dan sê hy, liggaamlike oefening is goed, maar geestelike oefening is baie beter, as hy oefen julle self in die godsaligheid. Dit wat saligheid bring, God se saligheid bring, oefen julle self daarin. En hier is die uitnodiging vandag. God roep ons om deel te wees van 'n liefde, van 'n krag wat oor en oor en oor en oor bewys is. Die grootste bewys daarvan was die kruis. Maar selfs in Jesus se eie lewe, sy eie bediening, sy wêreld, die vroeë kerk. Ek kyk na die vroeë kerk en dink ek, hoe het julle dit gedoen?
Julle is vervolg op vervolg op vervolg op vervolg, maar julle het eg gebly aan hierdie roeping. Want ons sien hoe hulle gereeld gevul was met God se liefde. Hulle submitted aan dit en in dit geleef het. Ek wil jou vra om jou oë te sluit vir oggend. Ek dink die uitnodiging is baie eenvoudig, baie maklik om vir oggend te sê, Here, dankie dat ek 'n disipel van U is. Dankie vir hierdie gebod. Ek's deel van dit. Vorm my, shape my. Vorm my, shape my, maak my deel van dit, Here, sodat ek meer en meer soos dit sal lyk. So, vanoggend net dit, kom ons maak dit vas. Sê, Here, hierdie krag van U, hierdie manier van U, die koninkryk se manier is oor en oor en oor bewys. I want to be part of that. Dankie dat U self my leer, my toerus. Dankie vir omgewings, Here, wat U vir my gegee het, waar ek dit kan oefen, sodat ek dit na die wêreld toe kan vat. Help my ook in hierdie omgewings, om die regte bril op te sit, wanneer ek foute maak, of wanneer ander foute maak, te sê, dis okay. We are practicing. Ons is besig om te oefen. Maar volgens saam met hierdie uitnodiging wat die Here vir ons deur sy woord gee, wil ek ook vanoggend net vir 'n oomblik stil staan, prakties by die krag van liefde. Miskien sit jy vanoggend teen, terwyl ek preek, dink jy aan omgewings wat liefde nodig het, waar jy miskien dalk al gesê het, Here, ek het dit probeer, of ek gevoel het werk nie, of ek het opgegee en ek het weer iets anders probeer, maar hierdie ding jaag my, hy pla my. Ek weet nie my geroep om daar invloed te hê, om daar impak te hê, om die koninkryk daar te bring. En miskien is dit in die spasie van jou huis, miskien is dit by jou werk, miskien is dit by 'n vriendekring, waar dit ook al mag wees. Dink ek hierdie skrif reeds vinnig genoem, ek wil hom net weer noem. Romeine 5 vers 5 sê Paulus, die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. So miskien praat die Here vanoggend met jou oor 'n plek, iewers waar jy moet heen gaan, net om hierdie liefde weer te vat. Goddelike liefde, nie jou eie liefde nie, jou eie probeer slaan nie, jou eie planne nie, but godly love. Dan wil ek jou in hierdie oomblik vra, as jy sê, Here, kom, maak my net vol met U liefde. Wil jy net dalk net sommer ook jou hand op jou hart sit, of miskien net jou hande so voor jou uithou nie, en sê, Here, vul my met U liefde, dankie dat U dit doen. 'n Liefde wat my redenasies verander, my argumente verander, my eie emosies verander, my planne verander. 'n Liefde wat miskien al die dinge van, wat is nou volgende, meganies, hoe moet ek dit meganies volgende doen, wat dit wegvat, en ons net kom vul, Here, met 'n oorweldigende liefde, wat kan werk, soos wat U alleen kan werk, because it's godly. Dankie, Here, dat ons ook kan oorgee aan dit, dat U ons ook nou vul, Here, met hoop, met krag, met entoesiasme, met onvoorwaardelike liefde, om te kan doen, Here, wat liefde, God se liefde alleen kan doen. Ons bid dit in Jesus naam.